steek ons hande in die lug op en sing het. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. And from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, and you deserve the glory. Oh, sing on in your Kom ons sing uit eerste gedeelte nog eenmaal net so rustig saam. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are so worthy, worthy of it all. Kom ons aanbid hom. Sê dit vir die Here. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Kom ons gee maar 'n klap. Al die lof en al die eer. Al die lof en al die eer kom hier toe. Halleluja. Almal wie bly is sê amen. Nee, kom ons laat dit hoor. Kom ons laat dit hoor. Glory to God. Hy alleen is aanbiddingswaardig. Baie dankie. Julle kan julle sitplekke neem. Die Here seën. Vertrou dat die Here ons vanmôre baie spesiaal gaan kom ontmoet. Is julle reg vir dit? Amen. Is julle baie reg vir dit? Amen. Kan jy wat reg is op jou voete staan en sê Here, ek is reg vir hierdie. Amen. Come on. Dis Pinkster, hoor. Glory. Halleluja. Al die eer aan die Here van die leerskare. Nou ek moet myself nou vanmôre net hierso 'n bietjie gou reg kry en kyk dat goed nie val nie en goed nog hier bo bly. En ek is so bly om vanmôre hier te kan wees. Al die eer aan die Here. Die afgelope week het die Here, die vyand werklik waar op alle gebiede, en as ek sê op alle gebiede, dan oordryf ek nie. Het die vyand hierdie week geslaan en geslaan en geslaan en geslaan. Kom aan, waar is julle? En geslaan en hy het geslaan en hy hou aan slaan en hy slaan soos 'n desperate vyand. Kom aan. Hy's 'n desperate vyand, hoor. Hy's 'n desperate vyand, want die Bybel sê in Openbaring dat hy het toegang tot God. And when he goes into the chambers of God with your name on his lips, dink ek ervaar hy die geskuifel in die hemel. Ek het daai lot verloor. Ervaar hy sien hy die geskuifel in die hemel. So asof die hemel iets weet wat ons nie weet nie, hoor. Come on, ouens. And he comes back with vengeance, want hy weet dat sy tyd is besig om uit te loop. Come on, come on. Sy tyd loop uit. Ek wonder wat twee ouens is, wat dit net saam my kan absorb, dat sy tyd, en hy weet dit, he knows it. En
And one thing the devil knows that we don't know, he knows how beautiful heaven is. Dat ek hierdie klomp, Halleluja, Here. And that's why he's thumping, and hy slaan, en hy slaan. En kyk, water is nie 'n gevaarlike ding nie, maar laat die kraan aanhou drup. Ek weet van klippe wat hol is, oor water wat gedrup het, hoor. 'n druppel water, man, ag, jy kyk nie eens na hom nie. Maar weet jy wat? Ag, gewoon in die Bybel sê partykeer is 'n vrou soos 'n kraan wat drup. Daai eerste dinge, maar as jy aanhou drup, dan voel jy nader aan ek verloor nou gewig lewendig hierso. Verstaan? En water is 'n dodelike ding, hoor. Water is 'n dodelike ding. Hy's 'n wonderlike ding, maar hy's 'n dodelike ding because it's not powerful, it's consistent. Laat jy ons tog nie hoor as ou kerk asseblief, hoor. It's not powerful by itself, but it's consistent. As waters amper 3 biljoen mense kon doodmaak in een oomblik, wil ek vir sê, gewonder hy sê, dat hierdie aarde sal nie weer heen gaan met water nie, en die volgende heen gaan sal met vuur heen wees, en met fire, en fire is vinnig en is verby, en ek is so bly, ek weet nie van jou nie, ek is bitter baie bly, dat ek gaan nie hier wees, wanneer die meteoriet uit die lug uit gaan val, en goed as uit die lug uit gaan val nie. I'm not going to be here. Toe ons jonk was, kan jy ons was ook op 'n tyd jonk, het ons altyd ons lewe lank, ons het groot geword, ons het by die see groot, nie by die see nie, maar na by die see groot geword, en Saterdag was ons, dit was vroeg, 6 uur die oggend, vang ons die trein, jy ry 1 en 'n half trein, dan gaan ons see toe, en dan gaan swem ons vir die dag, en ons het brandeplank gery en al hierdie goeters, en daar was altyd hierdie ding that fascinated me, was, dan gaan ons vroeg uit, usually in the morning, dan is die see nou bietjie half, asof hy kalm en rustig is, en dan gaan ons uit tot daar agter by die haainette, en dan wag ons daar vir die groot oomies wat kom, verstaan jy? Vandag is 'n brander so groot as hardop ek uit. Ag nee, kom aan ons. Ons het gelê, ure, partykeer lê jy, né? Jy lê daar agter, en veral na ons hy George Fliek gekyk, dan trek jy jou bene so op. Jy lyk soos 'n boogieboard met 2 outboard motors, met jou voete wat so op is. Staan julle, en dan lê jy daar, en dan skielik voel jy, dan weet jy, dan trek hy so terug, en dan kom daai 6 meter, 8 meter brander so uit, en ry ons om. Nee, vandag is hy 1 meter. Nee, vandag is hy 1 meter, ek sloeg hoor, is kop onderste bo, voete daar, en goeters, maar daar gaan 'n dag kom. Dit het ook niks te doen met hierdie boodskap nie. Waar branders van 1 kilometer hoog teen 1000 myl per uur gaan land toe kom. And I'm not going to be here. Ek het nou so halwe amen gekry. You can be here, if you want to. You're welcome to be a spectator, or partake in what's going to happen. Maar ek wil vir jou sê, wanneer die son 7 keer warmer word as wat dit nou is, gaan mense in hulle eie vet braai, en hulle gaan nie sterwe nie. Hierdie tafel is nie vir karre en vir huise nie, hoor. I'm going to get into this morning, hoor. Hierdie is nie dat jy stelselmatig die Here kan dien nie. Hier is dat jy die Here moet dien met alles wat binne in jou is, met jou hele wese, en al hierdie goeders, en baie naby van hierdie dag af, you mark my words, baie naby van hierdie dag af, ek weet nie of die dak gaan oopryk, ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar as jy van plan is om agter te bly, ek donate hierdie hele huis vir jou. Jy kan hom kry. Okay? Jy kan kom movies kyk in die week, hoor? I'm not going to be here. Ek vat dit my bakkie saam. Jy gaan nie my bakkie ry nie. In elk geval, I'm not going to be here. Hey, wil jy nie vir iemand? I'm not going to be here. Ek worry ook nie wat hulle gaan maak met wat agterbly nie, Jaco. Hulle kan vat. So heilig is wat ons nou op het is. Hulle kan dit vat. En hierdie week, I just felt that thumping, en hy houe wat reën, en die traps, jessie, die traps wat hy stel, come on, is daar 2 mense wat sê, eina, die traps wat hy stel, en jy doen precies wat jy gesê het, jy gaan nie doen nie. Jy sê al ou nie, Paulus was so, hy het gesê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit wat ek voorneem, dat ek nie meer gaan doen nie, yes, ek doen die ding, hoor, ek doen die ding, en ek doen hom seriously, en daarom
daarom, voor ek my kop op my kussing neerlê vanaand, dan bekeer ek my weer tot die Here, sê Paulus. Met rou en met berou. En Desiree het nou daar vir die bidders gesê terwyl ons daar bid. En julle ons is die Here vir ons goed is. Volgende week bid ons weer by ons ou bidplek. Nee, sal ek sê, ons nuwe bidplek. En so it's gonna be glorious. Maar wat ek net gou wil sê is, die tydsklok is klaar. Is klaar. Net vir julle wat dit nog nooit beleef het, die Wilna het nog elke ding wat ek in Newcastle gedoen het beleef. Maar jy kan haar nie afgeskep nie, hoor. Nie dat ek wil nie, hoor. Regtig nie. Maar jare terug was daar 'n pastoor. Nou, hulle wat stream, gaan definitief, baie gaan hom ken. Pastoor Fanie Meyer. Wat een van die grootste, volgens my, een van die grootste predikers was in sy tyd, hy was in die lede in Christus. Nou, Pastoor Fanie Meyer het net staan in 6 gehad. Toe hy die skool het. En hy het altyd gepraat van, ek was in die donkieskool. Mense het dit vir hom gesê. Jy was in die donkieskool. Hy het geen geleerdheid gehad nie. Maar Lorraine het die salwing gehad. Hy het die salwing gehad. Hy het nie eers hierdie goed gehad wat julle so hard leer nie, hoor. Want ek weet van ouens wat hierdie goed het. If you haven't got this anointing, you've got nothing. En hy het dit nie eens gehad nie, want hy was te, volgens hom, ek was te dom vir dit. Hy sê maar, ergens, toe sit God sy scepter op 'n man wie nie kwalifiseer volgens die wêreld nie. En toe ons 'n witpoortjie was, en toe ons nou die kamp gehad het daar in Clarence, toe sit daar heel agter 'n hele ry witpoortjie old boys and girls. Hulle is nice ouens, né? En hulle is almal giants, hoor, in die gees. Hulle sit daar agter so, daar waar Caleb Cheap Seat sit, daar sit hulle alval daar so. En in Witpoortjie nooi ek om by die inwyding van ons kerk daar, toe ons die kerk vergroot het, ons het letterlik die plek verdubbel, maar ons het die hele plek oorgedoen. Want my ons siening was, dat jy moes nooit geweet het, waar was hy aangelap nie. Né? Jy weet so, ons doen nie 'n kombuis oor, dis vir Jaco, as jy 'n kombuis oor doen, dan doen jy 'n hele kombuis. Maar baie keer 20 jaar later, kry jy nie meer dieselfde teëls nie, jy kan nie meer dieselfde hout nie, en so. Dus ek luister boys, ons gaan hierdie ding bou. Maar as hy ou vir die eerste keer kom, gaan hy nie weet waar was sy kop in die stert van die kerk nie. En ons het hom so gedoen, hoor. Ons het hom alles oorgedoen. En ek dink dit was net na die inwyding van die nuwe gebou, toe nooi ek vir Pastoor Fanie Meyer om by ons te kom preek, want hy was baie bekend gewees met die aanbieding van die nagmaal op hierdie manier, wat God vir hom in 'n visie gegee het, daai tyd nou. En hy het 'n gewoonte gehad, ek het dan nie daai tyd het geweet nie, maar as jy hom bel en jy nooi hom, dan sê hy, ek kom terug na jou toe. Hy het nie vir jou kyk, ek sê sommer vir die ouens, as jy bel op te preek, wanneer moet ek kom? Ja. Hy sê, hy gehoor is by die Here, of hy mag kom. Ja. En dan los jy tot jy net so 2,5 kilogram voor hy naweek verloor wat jy wou gehad het. Dan bel hy en dan sê, my broer, hy praat met sin, my broer, die Here sê ek mag kom. Amen. En hy bid hierdie aan. Fenomenaal. En ek kry hom 'n tweede keer. Ek sê, jy laat weet. Ek hoor, hy moet ons nou sê, kom, hy ken my mos nou. Ons loop ons so. Hy sê, ek gaan hoor wat sê die Here. En ek kry hom. En hy bel, hy sê, die Here sê ek mag kom. En hy doen hom weer. En toe kry hy hom vir 'n vrugtediens. Toe sê ek, sê jy laat weet. En jare daarna, is ek enig by die pastoor en ek het my place of prayer, ergens waarvan die tannie nou gepraat het, die buite, waar die tannie mos is, wys my jou bidplek. En ek bid daar, die Here sê, ek wil hê jy moet hierdie tafel weer aanbied. En die eerste wat ek doen is, ek bel vir Pastoor Fanie Meyer. Want almal het gepraat van Pastoor Fanie Meyer wie die nagmaal doen. So, die laaste ding wat ek in glo en ek begeer is om to copy another. Net omdat dit vir hom gewerk het. Want ons kry dit baie in die bediening waar mense
Hulle sien wat jy doen werk, and that they try to do it. If you're not called to do it, los het, hoor. Ek het mense gehad, en ek sê dit met boldness voor die Here, mense gehad wie al my gebel het, en sê, stuur ons julle skedule van julle konferensies. Hoe so, hoe beplan jy? Ek stuur hom net so, try hom, dis 'n flop. Jy kan nie iets doen wat iemand anders het doen, net omdat hy dit doen en God hom seën nie. Hoor jy wat ek sê, en ek bel hom, ek sê Fanny, ek het hierdie, Fanny, die Here sê, hy sê, ek bel jou weer. Sê reg. Jy sê Fanny, sê dit met die telefoon, may God bless you. Nee, ek bel jou weer. As jy die ding reg hier agter, is die fout hier, dis reg, want is, okay, is jy nou reg? Okay, moenie worry nie, gelukkig is die skreen nie op hom, die ding nie op hom, dankie Anton. In elk geval, seker 'n week later, as jy my broeder sit, hoe weet hy waar is ek? Hy sê sit, ek sê ja, en toe ek sit, toe bars hy uit 'n tale, en hy sê, so sê die Here, doen het, en doen het elke keer as ek vir jou sê. 'n week later is Pastor Fanny Meyer oorlede. En die Here kom haal hom. Hy het lewerkanker gehad. En elke keer, when the enemy was thumping this week, toe sê die Here, dis tyd. As jy hulle dan herinner nie, herinner jouself. Die volle prys, wat ek betaal het, vir jou waaroms, en jou hoekoms, en jou vrese, en jou bangheid, and keep stepping in the same trap. Come on, ouwens, same trap. Jy het hoeveel keer gesê, ek gaan dit nie weer doen nie. Jy doen dit. Jy het hoeveel keer gesê, man, enemy, duivel, bring it on. How stupid can you get? Ek bedoel, gaan ons reg praat. Jy skep 7 bidure, maar jy sê vir die duiwel, bring it on. Jy het nie selfbeheersing met dit nie. Net wanneer die vyand, ek het het al, hoeveel keer gauw gesê, man? Net wanneer hy na God gekyk het, het hy iemand groter as homself gesien. Dis hoe kragtig God vir Lucifer gemaak het. Die kragtigste van al die engele. Met 9 stene in sy harnas. Maar prys God, vir die hoëpriester sit hy 12 in. Wat beteken divine power and authority. En terwyl God met my praat, en ek met dit besig is, sit ons hier, ek dink was woensdag of donderdag, is ons hier, en Desiree sê my man, wil jy nie weer daai nagmaal aanbied nie? Ek sê, my skat, die Here is 3 dae met my besig met. Jaco sê dit per toeval. Dis baie jammer. En Anton, na vandag, gaan 'n paar mense hier verander hoor. Gaan jy nie eers meer dat griep en piep jou uit die huis van die Here uithou nie. Jy gaan weet, kyk vir my, jy gaan weet, hier is die plek van genesing. And we keep on stepping in the trap. In die trap. Gister was my vrou jalig in die bed. Here, weet ek was nou so honger, ek bid al gesond. Nee, kom aan, ouwens. As jy jou eie kos moet maak. So ek jy, dis, een dag is reg, maar nie tweede dag, he. En vanmorgen staan sy op met 'n lied in haar. Ek sê, jy gaan kos maak, he. Jy gaan kos maak. Hoor gou wat ek jou sê. Wie van julle is net siek en sat? Of jy nou hier sit, of jy daar kyk, jy siek en sat, stepping in the same trap. Dan staan jy op jou voete, jy sê, vandag trek ek die lyn. Trek om! Trek om aan, so maak so manifesteer. Sê, trek die lyn. Gaan trek. Pastor Freddy,
Hy gaan nou kyk agterna. Ek het hierdie week kerk gehou. Want dit was so die man vat my preek. En hy dink seker ek vat syne. Maar die tweede Light Ministries preek vandag amper dieselfde preek. Hoor gou hierso. Sien dit nou reg julle? Moenie worry oor daai nie. So maar kyk, is maar net die engele wat sê halleluja. En as hy heeltemal aangaan, sit hom net af, hoor. Gaan goed dan na Genesis toe. Hier's 'n vraag. Hier's 'n vraag. Ag, kyk maar my vrou. Solank jy net nie ontplof nie. Dan sal ek die tydelike met die ewige verwissel. Genesis 2. Nee, ek vra, ja, Genesis 2. Is julle reg, het julle hom? Genesis 2 vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit. Jy sien, julle word net daar klaar amen te gesê. Amen. Hy's die creator. Amen. Hoor hierso. Begeerlik om te sien, hoor hierso, en goed om van te eet. Amen. Yes. Nou sê, ook die boom van die lewe, wat sê, in die? Van die tuin. Right, daar's 'n en, die boom van kennis, van goed en kwaad, wat vir my sê, in die middel van die tuin, was daar 2 bome. Weet julle dat 2 beteken division? There will always be. Life is about choice. Hy sê die boom van lewe. Wie van julle glo dat Jesus is die bron van lewe? Come on, laat jy nou hoor as ou kerkman. Hy is die bron van lewe. Reg langs hom is 'n boom waar jy kies goed. Hoor mooi. Vers 16. Vers 16, dat ek myself het gou kry. En die Here God het aan die mens bevel gegee gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet. Maar, sê net maar. Nee, sê maar dat die bure jou hoor. Maar. Van die boom van die kennis en goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag, as jy daarvan eet, sal jy sterwe. So tussen die 2 bome, daar's baie ander. Maar dis mos maar gewoonlik Elisabeth die een in die middel wat jou aandag trek. Jy weet, dit is soos ouens wat drink. Jy weet, jy kan hom nie kwaadlik neem om 'n hele bottel te drink, want sy knertjie lê mos gewoonlik heel onder. So hy moet drink tot daar. So die 2 bome in die middel, praat hy, kyk gou vir my, nooit weer, gaan nou daarby uitkom, van die boom van die lewe nie. Maar hy praat van die boom, ek wil amper sê, van keuses. Is ek reg, Barend? Reg of verkeerd? Net so voor jy gaan sit, ek gaan nou nog lees. Wie van julle het dan agtergekom? Valerie? Seentjie, baie keer, jy het hom nie geleer dat hy mag nie koekies steel nie. Maar los die koekblik. And you'll find his hand in the jar. En die oomblik as hy instap, wat maak hy? Hy staan met die koekie. Jy's nie 'n sondaar gebore nie, maar jy is in sondige gebore. But other words, you don't need training
Die eerste ding wat enige kind doen, is hy lieg. Ag, kyk die maas nou. O, jy praat nie nou van my ou seentjie nie. Jy. Ja, jy los my seentjie, jy los my dogtertjie uit, hoor. My dogtertjie se engeltjie, tot jy weg is, is hy demoon. Die volk van die Here was alright. As ek reg Lorraine, toe hulle in die woestyn was. But the moment they mix with other tribes, toe begin hulle wise raak. Jou kykie is oulik, solank jy haar onder jou dak kan hou. Maar die eerste keer wat hulle uitslaap by 'n pel, kom hulle terug met baie tricks hoor. Come on. Oh, kyk hy Paul. Hey. Ja, so pastoor, jy moet 'n preek by die Here gehoor het, is dit hierdie ene hoor. Daai laaitjie van my was onder beheer, tot hy gaan uitslaap en toe sit nie meer pa nie, dis dit pa. Ons het video games gespeel, pa, tot 3 uur vanoggend. Hoekom moet ek in jou huis kom aan, julle kyk vir my so. You don't teach them to lie. Selfs hy karate, kung fu king wat ons hier voor het, né? O, maar dat is oulik, hulle is so mooi. Kyk, jy moet my niks vertel van Santini, sy is die soeste van die kind op hierdie aarde. Maar ma gaan nie saamstem nie. Sy pa, ek wil haar doodmaak 7 keer op 'n Sondag. Jesusie pa, jy weet nie wat, jy het my half doodgestaan as sy die helfte van die goed gedoen het wat sy gedoen het. Maar nee, pa sê niks verkeerd nie. Julle kyk my vanmôre so, daar is 'n choice. Daar's 'n choice. Wat nie begin op 25 nie. Hy begin as hy daar uitkom. En dan staan voor die koekie. En ma het gesê, jy gaan nie koekies vat voor jy jou kos geëet het nie. Kom ek vertel jou, is dat jy 'n smaal op jou gesig kan kry. Hulle vertel hier nou storie van die nou seentjie. Ek weet, dit is seker maar net 'n grap. Ek wil dit nog maar net inbring. Sy ma sê, jy hierdie pampoen nie eet nie. Is die hel los hoor. En daai aand is haar donder weer op daai plaas, die weerlig slaan die bome slaat in die brand. Die ma seentjies in die kamer nie. Maar kry hom onder die kombuistafel. Hy sê die hel is los, dit oor pampoen. Ja, dis in die natuur van die mens. You are not trained to be conniving. Ag nee, kom aan. Jy het nie skoollesse geloop om jou hart met die sekretaresse uit te praat en nie met jou vrou nie, hoor. Nee, kom aan. O, kyk nou sien die ooms al. Kyk hoe stil is die ooms nou. Jy het nog gelag vir jou kinders. Jy het nie 'n boek gekry hoe om met haar te praat nie. Nee, die eerste kort skirt waarmee sy werk toe kom, nee. Everything crumbles. Draai jy mos net 3 knope. Net so dik railway ketting. Nee, kom aan, julle lag. That's the lust of the flesh. Everybody is born with the lust of the flesh. Het ons op hierdie week om afspreek des? Ek het hierdie week in hierdie kerk ingestap en mag gaan skinder hier net waar jy was skinder. Toe loop ek op hierdie julle wat op Woensdag aan by die bid hier was. En dan het ek op hierdie matras gelê voor daai preekstoel. Toe stap ek in hierdie kerk. En weet jy wat? By elke spieël daar agter het ek myself gesien. My weerkaatsing Jakob binne in die venster. As ek myself sien, toe bestraf ek myself. Myself. Dus sê, jy sal in lyn kom. Liggaam van Roof Kelvin, jy sal buig voor die Here. Jy sal bid. Jy sal vas. Kom aan ouwe, julle kyk my so. Hoor gou baie mooi. Ons gaan kerk vanmôre. Die 3de hoofstuk. Wag, laat ek dit vers 17 ook lees, vers 16, waar hy sê, maar van die boom van die kennis van goede kwaad mag jy daarvan eet. Hoofstuk 3, vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome nie. Kyk, jou uitgeslaap is die vyand. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrug van die boom, kyk gou vir my. Barend, hierdie was my revelation. Daar's 2 bome, né? Maar wat sê hy? Hy praat van een. Hy sê van die vrugte van die boom. Hy kon sê van die vrugte van die bome. Hoe is julle hier? Van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet en dit nie ander nie, anders sou julle sterwe. Toe sê die slang, julle sal nie sterwe nie. Hy sê presies in kontradiksie
wat God gesê het. En erkies hulle kan vandag, weet jy wat, die Here hoor van my, toe ek nou dag weer 'n pastoor sien, met een van die groot kerke, wat sê, dat luister, jy kan maar Sondag, jy's klaar gered vir altyd. Ek wil daardie prediker bestraf in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Luister, die een keer gered, altyd gered, is 'n doctrine of demons. Luister, kyk, julle kan maar smaai hoor, my gesig is op daai skerm, hoor, so hulle gaan my weer, maar ek sê, daar is jy ding, een keer gered, altyd gered nie. Ek en jy moet heiligmaking leef. Ons moet die Here soek tydig en ontydig. Kom aan, ek stem, dat die saligheidsplan was een keer. Maar bekering, vir my, is elke dag. Vra vir oom Paulus, wat die meeste boeke geskryf het, die laaste ding, wat jy vanaand doen, voor jy die Here jou ligte afsit om te slaap, op jou kussing, is jy om Santa Barbara te kyk nie, omdat sy sê, Here, should you find some wicked way in me, cleanse me with your blood. Wie van julle is eens met dit? God sê, as jy eet van daai boom, sterf julle. Satan sê, jy sal nie sterf nie. And guess what? She believed the enemy. Julle kan maar sit. Julle wat al 2 of 3 keer hierdie diens bygewoon het, het nog nie hierdie gehoor nie. Ek is altyd gefascineer. Ek moet nie gewoon draai. Ek is altyd gefascineer. Ek is iemand wat iets moet dadelik my aandag trek. Wie van julle is ook so? Ek is te haastig om tyd te spandeer, om te leer om 'n ding te like. Ek sê ek is reg nie hoor. Ek sal in 'n winkel instap tot my vrou se frustrasie. As ek hom like, is dit nagvaar. Ek gaan hom kry. Ek gaan spaar. Ek gaan hom koop. Jaco, jy nie so met toers nie. Jy loop in. Jy weet, jy loop so verby dan, het jy jou oog gevang, dan reverse jy so. As ek 'n reverse het, sit maar sold op. As ek nie reverse nie, goed fascineer my onmiddellik. Ek is so ook, wanneer ek in die genade van die Here, eer die Here, wat ons by kerke bedien. Ek like dit as ek by 'n plek instap, en daar's 'n paar. Jy's onmiddellik gefascineer deur die presence. Verstaan, jy stel onmiddellik belang, en as dit so lekker is om jou aandag nou te trek, wil ek vir jou sê, is dit daarom maar wonderlik, wat die Here vir jou instoor het. En maar weet jy wat, dit is vir my, so fascinerend, dat God soveel engele skape, dat geen mens hulle kan tel nie. Dit is ook om God sê, 180 keer, duisende, van duisende, en 10.000, maar ek moet ook sê, dat vir die mens is dit onberekenbaar, maar die feit dat God sê, 1/3 van die engele is uit die hemel gegooi, sê vir my, daar is 'n aantal engele. Want jy vat nie 1/3 van ontelbaar nie, want wat is 1/3 van ontelbaar? Kom aan ouens, ek was lanklaas in die skool, maar hier is wiskunde hoor. Kom aan ouens, hier is wiskunde. Toe ek op skool was 1 + 1 nog 3, ek hoor is nou 2. So, ek was lank terug in die skool, hoor, so, dis ontelbaar, dis ontelbaar vir die mens, dit is, die supernatural erkies is so groot, dat we cannot comprehend, wat sê die Bybel, wat ook by die mens opgekom het, en by die gedagte in die hart van die mens, en so, laat ek het gou vinnig dit sê, ek is om die boe staan, asof ek nou baie hoog is, ek is bietjie langer nou, maar hoor gou baie mooi, dat ons het die idee wat vir ons wag nie. As jy weet wat God vir jou voorberei, stop jy jou nonsens nou. Nee, come on. As jy weet wat God vir jou voorberei het, nee, hou jy op dat jou hart in hierdie wêreld verlore is en jy verloor jou hart in God. Is ek reg van hom? Jy verloor jou hart in God. Dis so baie mooi. En die tweede ding is die enorme, sê 'n bietjie enorme. Kan ek Koba sê enorme? Die enorme. Ek wip het as ek Engels voorberei en die Engelse ouens kom hier hoor. Jy moet wel sê dis hoor. Die enorme, want ek vertaal nou Engels Afrikaans. Die enorme krag wat daar in elke liewe engel is.
Nee, jy sien julle ouens. Nee, julle kyk my so. Die quantity nie, but the quality. Amen. And God created them. Jy sien man, hy het my jou geskape. Maar hy bou hulle, man, hoor nou my, nou gaat hierdie, wat's nou my WhatsApp nou gaan kry. Alles soos hierdie magnificent mechanismes, ek weet nie wat julle noem nie. Luister, hulle sê hierdie oukies op jou dogtertjie so speelkassie, vleertjies nie. They are giants. Amen. They are giants, hoor. Die ouens is groot, hoor. Hulle is groot, hulle staan solied, hoor, en hulle is groot. En die Bybel sê vir my, daar in 2 Konings 19, dat God released one angel tussen Assyrië en een engel in een aand slaughtered 185,000 men met een veeg. Ag heerlikheid. Een engel man, maar 'n ontelbare engele. Luister net of jy sê, luister. God, Jesus could have called 10,000 angels om hom van die kruis af te haal, hoor. Hy kon 10,000 engele geroep het, maar hy, ag die heerlikheid, ouers. Dink jy regtig dat hy 10,000 engele nodig gehad om hom van die kruis af te haal? As een engel. Deur God released. 185,000 man doodmaak. En tog sal al die engele in hulle getalle. Luister, ek preek hier vanmôre, as jy nou nog sukkel met bietjie pruim en bietjie rook en bietjie skinder, hierdie preek sê vir jou nie, hoor. Ek praat met mense wat bietjie dieper goed is, hoor. Ons kan mos nie nou net bly by hierdie goeders nie. Elke Sondag, jy mag dit nie, jy mag dit nie. Doe het! Maak dit nie moeite werd om hemel voor te mis. Ek praat van engele, allemaal gekombineerd, erkies. Kom ons sê, 185 triljoen, 158 miljoen, dan klik nou so maar. Triljoene, multitriljoene, wat is daar, wat kom na al hierdie goeders, nee? Allemaal saam in een vertrek. Raak weg in die skaduwee van God se heerlikheid. Oh my God, ek het nou sommer iets gevoel toe ek dit sê, hoor. Wie van julle sommer so gevoel? Jy kyk met dis 'n paar as wat so gemaak. Ja, ek het nou iets gevoel. Weet jy, dis baie keer moontlik dat party mense in 'n kerk voel dat hulle onlangs jou voel net heeltemal niks. Hulle kom met hulle krokodilvelle kerk. Hulle is so dik hulle voel niks, maar as jy daai ouens so sensitief is vir die Heilige Gees. And when I just said that they vanish in the presence of God's glory, and when they stand in God's glory, and whenever God moves, just like it, wanneer God beweeg, is dit asof die engele so maak, in die teenwoordigheid. Nee, ek gaan na 'n punt toe, ek wil hê dat jy hierdie ding sou snap vanmôre, hulle raak weg in sy heerlikheid, hulle staan in sy skaduwee, en hulle moet hulle beurt afwag, maar so sad as wat het is, hier is my boodskap vanoggend, hoor. Kyk, ek kan oor die ding preek, tot ons vanmiddag kapkyks gaan kry. Ok, hoor gou baie mooi, wat verstommend is dat een engel, as Kyle my hoor, gaan jy my hoor. Want hy sê die verste. Hoor wat ek vir jou sê, as een engel, tussen hulle almal, die vermoë het om 'n derde te oortuig dat hy groter as God is. Nee, ek het jou klaar verloor, sommer lewendig. Een, nie 'n legioen nie 10,000 nie, een staan nader. Kom ek sê gou vir die pastore wat nou kyk, gaan nie nou baie amen sê nie, maar vra jy vir 'n pastoor, dankie Here, ons het dit nie, hoor. Ek is so bly, ons het 'n vrou wat nie heeltemal goed sien nie, jy gaan die mooiste blou oë in die hemel, jy weet daar seker, né? Is ek reg? Jy gaan eintlik sien hoe mooi was Anthony eintlik. Verstaan jy? Jy gaan sien hoe mooi was Sean. Maar hoor gou baie mooi. Ek eer die Here, sy sien baie goed die raak nie. Maar ek wil sê die grootste hel in kerke gebeur op platforms. Dis die praise and worship ouens.
Nee, jy gaan nie amen sê nie. Dit is waar die groot hel losgebreek het in die hemel, want een engel staan voor ontelbare engele en hy absorbeer soos 'n spons al hulle worship. Hulle worship het nie noodwendig direk na God toe gegaan nie. Hulle het eers na Lucifer toe gegaan en dan draai hy om en wanneer hy omdraai dan release hy daai worship na God toe. And worship gets God excited. Nee, julle wat ek sê nie. Ek sê worship gets him excited. Hoekom dink jy breek die hel los op kerke se platforms? Want ek het 5 organiste gehad. As ek een fire speel nommer 5, die tyd is 5 kwaad is nommer 1 weer reg. Ag, heerlik. Kom aan hulle kyk. 17 orkeslede. 17 saam met die voorsangers. Sondag vir Sondag. En weet jy waar was ek die meeste vure doodslaan? Was daar gewees. Hierdie is jaloers op daai ene, want sy sing 2 keer en ek sing 1 keer. En ek het my klankman geweet. My klankman geleer. Ek sê party van hulle klink soos 'n kat wat gaan vir hysterectomy. Ek sê al wat jy doen is draai die volume af, man. Draai die volume. Ek sê jy het 'n 48 kanaal menger en jy weet nog nie waar as jy off switch nie. En ek eer die Here, dis lekker, maar die duiwel kom, en tot vandag toe, wat is die magtigste wapen wat daar vandag op die aarde is, want dit is die drank en pornografie nie, dis musiek. Dis rekbaarend, dis musiek. Gaan na 'n disco toe, dan staan hulle, hy woefie jongetjies wat jy agter in jou kar se venster sit, op jou buisspeaker. Jou kar een piste, maar die hond se kop is reg. Dis waar die hel losbreek. Dis waar die goed losbreek. Ek prys die Here. Maar waar was lekker gesit met daai gitaar, né? Julle maar om check volgende Sondag julle saam met julle, Chini. Ek wie sien die Here sê I will call them out and they will come in. Hulle sal die regte hart hê. Hulle sal die regte hart hê. Hoe lank in hierdie ministry? Was dit 6 maande? Toe speel ons met die Sout CD's. Onthou julle, hè? Julle ken baie keer sing hy vroue se vandag van ons. Alles op die derde koortjie trek ons nog met die eerste versie. Maar ons sing, halleluja. En Johan klap hande. En elke derde beat is hy in tyd, die ander is hy beat uit. Maar sy hart is in dit. En halleluja. Kan ons die Here prys? Dis wat die vyand doen. Want die oomblik toe hy agter die klank inskuif, toe dink hy dat God kan nie God wees sonder hom nie. Amen. En een engel draai 'n derde teen God as gevolg wat hy sien, wat doen prys en worship aan God. Is ek reg as ek sê dat jy het die vermoë om jou uit jou helsomstandigheid te prys? Wie van julle glo dit? As jy dit glo, staan op jou voete. Sê Here, dan gee hom die beste hande klap. Jy prys hom. Jy prys hom. Maar wat sê hy daar? Is julle reg? Maar wat sê Genesis 3 vers 1? Maar die slang was lustiger, hoor jy mooi, die mense eerste ontmoeting, en nou gaan ek 'n ding sê, wat ek weet baie van julle dink jy het geweet, jy het dit nie geweet nie. Daai was die eerste ontmoeting tussen Satan, Jakob en die mens. Die eerste ontmoeting. Die hel het ontstaan vir hom en sy engele. Luister, hou vas hoor. Hulle het, hoe lank, Jenny, stap 2 mense elke aand in die aandwind saam met God. Nee man, kyk vir my. Ons kan dit nie komprehend nie. Hulle was die enigste mense wat God so kon sien en leef. Want Jakob, my skoonseun, ons laas Sondag gepreek. Dit was nie God se plan dat dit ooit moes verander nie. Dink jy, dis God se plan dat jy hom met 'n halwe hart moet dien? Ja, erkies, is dit God se plan dat ons naweek vir naweek die kerk moet kerk toenooi? Dis siek. Want daar is niks meer wat die mense trek nie. Nie eens weet dit nie. Nie eens weet dit nie. Niks trek hom nie.
Hy het 'n hoes dan hê by die huis. Maar hy hoes 7 keer agter sy draaibank by die werk. Want het gaan oor brood op my tafel. En solank ek brood op my tafel het, kan hulle maar van my skinder, hè, Anton. Ek is Sondag weer terug, ek is Maandag weer terug. Maar laat een ou slegte ding van sê by die kerk, dan bly ek 7 weke by die huis. En die Here praat met my. Hy sê, was hierdie genoeg vir jou om te verander? Ek sê, Here, vanmôre, jy sou dink dat hulle na God se roep hierdie twee, skielik is God het vir 'n oomblik nie daar nie. Weet jy hoekom? Jaco, he tested him. For the first time, he tested his creation. Het is maklik, as daar nie 'n boom is, waar jy moet kies nie. Hoekom het God die boom gemaak? Hoor jy wat ek jou vertel, al lees jy dit nergens in die Bybel nie, kan ek vir jou sê, God het geweet, dat Satan gaan toeslaan. Is ek reg? Dink jy Satan se toeslaan het hom verras? Hy het geweet. En weet jy wat maak hy? Hy kies 'n boom. Hy sê, daai boom, julle gaan kies, en ek gaan julle toets. En terwyl ek julle toets, I will be silent. Hoe verkeerd ek met hierdie kansel gesê. As jy toets skryf, is die examinator stil. Dieselfde een wat jou geleer het. Juffrou, met jou kinders, jy weet wat jy mee mag doen nie, maar jy slaan hulle, jy bid vir hulle, jy bestraf hulle, jy leer hulle, jy help hulle, tot hulle toets skryf. Daar's 'n onderwyseres. Dan loop sy tussen die banke, en sy wens sy kan help. Want sy sien, hoe skryf hulle verkeerd, en God stap en hy sê, moet julle toets, of julle vir my werklik lief is. Die eerste toets, nie die tweede nie. Die eerste ene. Toe jy die foto stuur, van hy dronk in jou hand, toe sê ek, Here, dankie, Erkies, waar was jy? Waar was jy, Jaco? Waar was ek? En ons kom sit in die kerk, en ons moet die mense kerk toe trek met donuts. Dit moet sop. Hulle wil nie meer kom, as daar nie iets is wat hulle kan kry nie. Ek voel die Here die ingestap. En vanmôre kyk hemel oor God sê, was hierdie vir jou die moeite werd? En ek dink, en Eva snap nie eers die eerste gesprek nie. Wat sy begin redeneer met iemand wie baie langer bestaan as wat sy bestaan. Jy moet hoor dat hierdie pastoor vir jou sê, ek geen eer aan die Satan nie, hoor. Maar hoor wat hierdie pastoor vir jou sê, hy sê jou speelmaat nie, hoor. Hy sê oor jou loop en vir jou niks oor is nie, maar jy kan hom nie veg in jou krag nie. Jy kan hom net veg in die naam van Jesus Christus en te sê daar is geskrywe. Dat is die enigste wy. Ek sê, Here. En 'n derde. Weet jy wie was haar? Wie was op die skaakspel teen haar? Erkies. Die een. Wie 'n derde van die engele kon wins, wat 'n kans het sy. Hy oortuig haar. Man, kyk vir my. Hy oortuig haar voor 'n guava, man. Dit so. En die kerk speel met Satan. En dat jou klaar oortuig. Jy is nog nie uitgevang nie. Waar is die bidgangers? Jy preek nog steeds, pastoor, terwyl jy pornografie kyk. En Jaco, jy ou skap nog steeds in hande sy preek. Want die duiwel sê, jy gaan wegkom.
Ek wil dit vir jou sê. Ons kan enige ding skuif. Maar jy sien, hoe besig is mense in bidtuurtye. Wat hier was nie, werklik van hulle genoeg nie. Alles op hierdie aarde gaan verbygaan. En sonder moeite. Hoor gou kerk, sonder moeite. Met haar eerste ontmoeting met Satan, val sy. Nie is die tweede nie. Nie is die derde nie. En die vyand kry dit reg. En hoor gou baie mooi. Miskien is die era, kyk hulle het ons gesê, hy pastoor Kelvin, hy is so ou Pinkster, hulle noem my sommer dinosaur. Maar ek bly eerder by die dinosaur godsdienst. Ek bly by die dinosaur godsdienst. Ek glo nie in disco-ligte wat flikker in 'n kerk nie. Ek glo nie in rookskerms om te sê dis die salwing van die Heilige Gees nie. Ek glo dat die Gees van God kom nie van Toronto af nie, hy kom van die hemel af. Hierdie platform, op hierdie, ek wil het sê, vir hy man met sy 2000 lidmate, een keer gered, altyd gered, is 'n gruwel. Dis 'n leuen, maar God hy mense laat wakker skrik. Want hulle gaan saam met hom in die hel brand. Hoor mooi, sonder moeite. Jenny, nou ek en jy, hoeveel keer het die Here my jou al gespin, ag die duiwel, sonder moeite. Kom maar, wie van julle was al gespin, sonder moeite. Staan op, en sê dit, sê Here, hier is ek. Meer as een keer, net so, trap ek in sy trap. Net so. Net so. Ek het my vrou hierdie week, as ek vir julle sê wat hierdie week oor ons pad gekom het, sal julle aan vasting gaan vir ons, man. Want ek staan ook, as ek hier, ek is nou klaar, ek is nou moeg, man. Ek sê, as ek by die spoorweg gebly het, die trein, het ek nou 45 jaar diens gehad, kon ek ook by die Valdam gaan sit het, op Sondag. Maar ek verruil dit nie. Jakob, preek ek hier tot ek 85 is, en die Here kom aan my agter hierdie kansel, sal ek vir die Here werk. Ek kies hom. Hey, ek sê, ek kies hom. Ek kies hom voor al die goeders. Dit is baie mooi. En nadat God vir Satan, is jy reg, ons gaan kerk vandag. Amen. Nadat God vir Satan in die oë gekyk het, hoor baie mooi, was dit die eerste konfrontasie in, Sonja, hierdie is nou vir my awesome. Dit was die eerste konfrontasie tussen God en Satan, nadat hy hom uitgegooi het. Kyk vir my, devil, how stupid can you get? Toe jy in rebellie optrek teen God in die hemel, toe was daar nog nie aarde nie. En God sê, laat ons mense maak na ons beeld. En God replace die vyand met sy army, net so. En weet jy, so awesome, toe sê hy net nou meer in die hemel nie, toe sê hy nou skielik op die aarde ook. En hy loop by die aardwynkie, en die eerste konfrontasie kom, en weet jy wat, en weet jy, in die hemel was die sonde hoogmoed. Pas op vir 'n gees van self-righteousness. Ek gaan 'n ding sê. En ek neem daai pastoor kwaadlik. 'n Pastoor profeteer vir 'n jong paartjie. Die Here sê dit, die Here sê dat, die Here sê dit, die Here beloof dat, die Here sê dit. En ek praat van 'n paartjie wat gevestig was in die gees. In 'n kerk. Hulle glo sy profesie. Vandag het daai paartjie alles verloor. Alles verloor. Hulle dien nie eens die Here nie. Pas op vrouens wat sê so, sê die Here. God is not the author of destruction. Kom maar, gaan ons kerk hou. God is not the author of destruction. Hoor my. Hoogmoed. En God ding die hemel uit met 'n derde. Nou gaan ek 'n vreeslike ding sê. Maar God, die kans
sal weer skoonmaak, al moet hy 'n derde van hulle uithaal. Dat mense God sal doen, bo tradisie. En hier is die verskil. Ons almal weet dat engele is verheerlikte wesens. Sê amen. And amongst the angels, there was no way to reverse the curse. That's why he had to get rid of the angels, which are demons today. Ag, Jesusie. Julle by, dis waar demone vandaan kom. Demone is nie net gekreë, dit is gevalle engele. Hulle weet, ja, ergens, hulle ken die salwing. Hulle weet hoe lyk die hemel. That's why the enemy will attack, keep on thumping, and thumping, and thumping, and slaan. Dis nie omdat jy dink jy's oulik nie. Dis waar jy op pad is, hy wil hê jy moet uitkom nie. Come on. Want hy weet wat hy uitgemis het. Hy weet waartoe hy gaan. Jy hoef hom nie te remind nie, maar ek remind hom. He may remind me of my past, I'll remind him of his future. Ek sê die Here, en die worship leader, dis wie hy was. Hoe die verloor, hoor. Toe Lucifer met 'n derde van die engele uit die hemel gegooi word. Toe verloor die hemel sy musiek. Tot vandag toe. Waar jy nou daar sit en wonder waar jy wil wees, Gasie, wil ek vir jou sê, verloor hy musiek. Maar, sê gou maar. Wie van julle, nie maar. Sê dat jy het glo, maar God skape iemand. God skape iemand. Iemand na sy gelykenis. Sê jy aan weer self. Iemand na sy beeld. Skielik is God nie net meer in die hemel nie. Want Dawid skrywe in Psalm 22, toe is u, toch is u die heilige wat woon onder die lofsang van u mense. Maar die Engels, hy sê, you are the holy, you are enthroned in the holy place, where the praises of your people are offered. Ek wil vir jou sê, wanneer jy God prys, come on, when the praises goes up, the glory, come on. Jy gaan my nie alleen los nie. When the praises goes up, the glory comes down. Is daar twee mense wat hom wil prys? Nee, julle almal wil die Here prys. So skielik, as hy nie net meer in die hemel nie, hy is in die hemel, God die Vader. But he descends with his glory. Toe ons vanmôre sing, jy kan het gering ag hoor, dan begin hy engele. Jy hoor nie, jy kan vanmôre jouself baie heilig hou, ek breek hierdie type so goed sommer los. Jy kan jouself baie heilig hou, maar ek jou vertel, die oomblik as ons begin sing, Amazing Grace, that's a song the angels cannot sing. They were not bought by the blood of Jesus Christ. Dis wanneer die engele begin excited raak, wanneer jy staan in die hel wat losbreek, en jy sê dat no weapon formed against me, julle wat sondig hier was, shall prosper, halleluja. When the enemy comes in like a flood, halleluja. Die probleem is, hou op om vir al die mense jou probleme te vertel, en gaan in jou binnekamer, en begin die Here te prys, en begin die Here te loof, en begin die Here te eer. Come on! Come on! Wat die oomblik, as ons sing, dan gaan die musiek op. Waar? In die hemel in. En ek dink Gabriel sê, hier is déjà vu. Hier is déjà vu. Daar was 'n tyd, toe ons so gesing het, en hulle sien how God gets excited about this. Kan ek gou vir jou sê, dat jy dit kan regkry, om God te prys te midde van wat? Gaan staan voor daai leë koskas. Kyk man, julle moet my hoor, gaan staan voor daai leë koskas, dan begin jy God te prys. En dan begin jy die Here te eer. Miskien wil die Here, jy moet so 2 of 3 kilogrampies verloor.
En dan moet jy daar gaan staan. Maar weet jy wat, dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker as aan die kos in jou blik is nie. Dit is nie lekker nie. Maar weet jy wat, nou gaan ek 'n ding sê wat ek van plan was om te sê nie. Ek steel nie by God nie. Ek steel nie by God nie. Ek is nie 'n skelm wat in die kombuis gaan nie, hoor. As ek in die kombuis gaan, I go with a receipt. I go with a receipt, halleluja. Dis hoe God werk. Ek staan vir daai koskas, soos my dogter sê, pa, Melissa wat laasweek hier was. Kyk, ek is dan trots op my kinders, hoor. Kyk, hulle is uitverkoop aan die Here. Toe daai dogter my bel, julle het dit al gehoor, ek vertel net terwyl van Barend, hulle is so relatief nog nie in Elizabeth, hulle. Toe sê my daai Vrydag bel, toe sê gewerk het, sê hy se gedoen, registrasie. Kon by insing, wat? En sy bel, sy sê, pa, ek kan hoor my kind klink nie lekker nie. Ek sê, wat sê? Sy sê, pa, ek word geretrench. Ek sê, wat? Sy sê, ek word, kyk sy so chickie soos op pa. Ek word, vir pa dit in Engels hoor. I'm fired. Ek sê, impossible. Ek hoor, ek kan voel op my gees, hoe staat sy die breek aan my kas, en van pa nou lekker. Sy soek na sympathie, I'm not going to fall for it. Ek sê, that is impossible. Sy sê, hoe is dit so? Ek sê, my skat, jy steel nie by die Here nie. Jy betaal, jy doen wat jy moet doen, man. Ek sê nie die Bybel sê, as jy dit doen, sal hy die sluise van die hemel oor jou oopmaak. Amen. Sy sê, pa, en sy sê, pa, wat ek nie gaan sê nie. Nee, kan nie. Sondag, sal was nog naby ons in die kerk, toe ek in Witpoortjie was. Ek het haar ge-WhatsApp dis, ek sê, het daar boodskap gesê, haar baas. Hy sê, nou my woorde, hy sê, Melissa, skat, jy moet my nou help. Hy sê, you're not going to be at a train, sê gou hard. So ander woorde, sy kry haar werk, en aan die einde van die maand kry sy 'n paar duisend rand increase. Ek probeer vir iemand in hierdie plek sê, as engele voor God buig, sal jou werkgewer ook voor God buig. Hoi! Halleluja! En ek kan vir julle sê, julle kan my maar kyk as jou pelou nie vrot geword het, maar ek sê vandag vir jou, ek werk vir die beste baas wat daar ooit is, halleluja, en sy naam, kan die Alkoba, heerlikheid, he has never got a blue Monday, halleluja, en weet jy wat, ek hoef hom eers te vra vir die increase, he just blesses me by myself, ach nee, come on ouwens, dis hoe die Here werk, jy sê pastoor, wat wil jy sê, luister gou baie mooi, hy verloor musiek, in 'n oomblik. Ek wil gou hier nog maar by die tafel uitkom. En die Bybel sê, hy sê Paulus skryf, hy sê wanneer jy God prys en jy sy naam verheerlik, hy sê hy lewe onder die lofsange van sy volk. Halleluja. And it's all when the praises of the people goes up, the glory comes down. En dit is iets wat Satan nie kan stop nie. Nee, jy hoor nie. Hy kan convince 1/3 van die engele, kan hy probeer oortuig dat God is nie God nie. Maar kom ek sê gou vir jou, Jaco, ek weet waaroor ek jou gepraat het, en ek weet waaroor ek jou gepraat het, en waaroor ek jou gepraat het, maar partykeer dat die ouens hulle excitement met my, dan raak ek so excited, man. Jy kry party ouens, when you share your excitement, they become envious. But you get some people, they're on the same page. Kijk, ek het al gestaan op my kantoor en sê, oh Here, dan sê ou koortjie ook vir my, Here, ook vir my, halleluja, gaan my nie verby my heiland. Luister, hy kan 1/3 van die engele convince, maar die duiwel het geen krag om jou te oortuig dat Jesus is gister en vandag en alle ewigheid is hy dieselfde. He has no power. He has no power. There's nowhere in the Bible do I read that the Spirit empowers the angels. But when the enemy comes in like a flood, he will empower you. He will raise up a standard against them. As jy gesien hoe vreemdelik hy foto, hy pas maar nie in jou hand nie. Hy pas nie in jou hand nie. As sekere goed wat jy gedoen het vir jare, skielik pas dit nie meer nie. As sekere goed wat jy gekyk het, skielik kyk jy dit nie meer nie. Nie omdat jy nie mag nie, omdat jy nie wil nie. Of omdat jy nie wil nie. Hoor gou baie mooi, maar God skaap hulle. En hy sê gou baie mooi, en dit is wat Satan
probeer het om te stop in die tuin van Eden. En luister gou baie mooi, dat ek gewoon na punt toe gaan. Is julle nog reg? Is julle alright? Daar is 2 spesifieke bome, ek het nou nog gepraat, die boom van die lewe, die boom van goed en kwaad. God praat, hy noem net die boom van die lewe. Wie van julle soek 'n openbaring? Kan ek vir jou gee? Mag ek? Sê wie vat jy gaan hy vat wat daar kyk. Hoor gou baie mooi. God het geweet. Toe hy gesê jy mag nie eet van die boom van die goed en kwaad nie. It's all about choices, né? Kyk gou vir my. Nou gaan ek jou skok. Wie het bietjie murg om bietjie iets dieper te vat? 99% van die moeilikheid waarin jy is, het jy jouself gedoen. Maar ons het die gemak om ander te blameer. Ons blameer, ek gaan nou ding sê. Hou op ander blameer omdat jy arm is, hoor. Hou op ander blameer omdat jy siek is. Hou op ander blameer omdat jou katjie vlieg nie. Hou op ander blameer, hou op die duiwel bestraf om jou geyser pop, hoor. Die duiwel, dink jy nou regtig, hy is agter jou geyser aan. Asseblief, hy is nie 'n plammer nie. Baie van die goed wat ons tref. We are the author of our own destruction. Ons maak deure oop. En ons glo al hierdie twak en leuns wat die vyand vir ons bring. Luister, ek gaan 'n ding sê wat ek seker nou nie mag sê op 'n Dinsdag nie, maar ek mag dit sê op 'n Sondag. Hou op kerk speel, hoor. Hou op kerk speel. As jy vir een oomblik dink, ek kan hierdie kamera swaai, hoor. Die een Sondag sit ons so 'n blik bakbeans, en die ander Sondag is daar 'n paar wat hulle gewip het, die ander van hulle vis. As jy nou regtig wat dink, ek is slapelose nagte oor dit. Ek is jammer van hulle probleme te hoor. Ek is oor daai plek waar ek moet huil vir 'n kerk om die Here te dien. Ek moet begin huil dat Sondag se Here moet begin dien. Come on. Come on. Hoor gou baie mooi, hoor gou baie mooi. Ek wil hê dat jy hierdie sal hoor. Hier is die ding. Die boom van die lewe, I love this. Die boom van goed en kwaad was 'n bevestiging van keuse. Your choice, né? Goed of sleg. Die boom van die lewe was 'n vingerwysing na die ewige lewe. Nou hier is die ding, and I just love this. Die een enkele sonde. Een, kyk vir my. Die mens doen een sonde, net een. En dit is ongehoorsaamheid. Kyk gou vir my. Hier's mense wat vandag sekere goed nie doen nie. Omdat hulle nie glo dat God het gesê het nie. O, hierdie moet insig vanmôre voor jy jou patats eet, hoor. Kom ek sê gou vir jou, weet jy dat hierdie Bybel sê dat moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie? So wat baie van julle al die gewoonte het. Weet julle dat dit is 'n sonde? Weet julle dat om dit nie te doen nie, sê hierdie Bybel, jy's ongehoorsaam? Kyk gou vir my. En Lorraine, die probleem wat ons maak is ons onderskat nie een sonde. Ag, maar pastoor, ek doen daarom net dit. Dit was net dit wat ons gesit het vir ons vandag is. Ergens Eva het nie 'n klop goed gedoen nie. Sy het een ding gedoen. Sy was net ongehoorsaam. Sy was nie kaal nie, sy was nie 'n pornografiese fliek nie, sy was niks nie, sy was naak. Want dit was die sonde nie, dit was nie nodig nie. Nee, dan kan jy mos so jekkerige Jannie. Kan sy oor nie van 'n kort skirt afhou nie. Verloor gewig as hy hulle sien. Ag asseblief. Asseblief. Hier op 40 is ons 'n mannetjie uit. 2 knope, 3 borshare en 'n dik ketting. Ag asseblief. Asseblief, regtig waar. Dis 'n joke, jy vyand maak 'n grap van jou. Sy doen een sonde. Jy sê wel pastoor, weet jy wat, die Here is my goed. Ek rook nie meer 30, ek rook nou net 1. Wow, congratulations, hoor. Jy's nog steeds ongehoorsaam. Julle kyk mos of ek regtig al ek is alleen hier voor. Sy doen een son. Een. Sy trek God se woord in twyfel. En ons sit vandag, elke verkrachting, elke plaasmoord, elke hoerery, elke smerterigheid, het begin by een sonde. En ons maak dit klein. Pastoor, Heerlike Desiree, nou moet jy my bid. Pastoor, die Here het my verlos, ek lieg nie meer nie. So wat leentjie. Ek wil vir jou sê, jy gaan hel toe. Jy en ek gaan hel toe. As ons kwaadwilliglik
Ek weet ook, ek het name vir 'n taxi wat voor my indraai. Al 17 sal jy nie ken nie. Maar die Here wil ek vloek nie. Maar wat ek jou vertel, een kwaadwillige sonde is die oorsaak dat Jesus, that's it. Ons dit Kain was slegter as Abel en Eva was slegter as daai ene. Een enkele sonde. Luister, sê tog net asseblief amen. Hoor gou baie mooi. En elke skuif wat Satan doen tot vandag toe, is om die mense te kry om te twyfel. Is dit werklik so erg of is dit nie? Nee, het is nie so bad nie. Nee, ag, weet jy wat daarom, ek het weggekom. Ek het laasweek het ek so doppie gemaak, niemand het my gesien nie, en toe ek my hande opsit, toe voel ek nog steeds die salwing. Come on, hier soos ek het ook al met sonde gespeel in my tyd. Dus ons is nou al 3, ek het begin by my. Ek het ook al met sonde gespeel en gedink, weet jy wat, ek kom weg met dit. My vrou het dit nou nie gesien nie. Sy het dit nie gehoor wat ek nou gesê het nie. En weet jy wat, en ons kom weg met dit, want ek kom by die huis, dankie Here, dat ek sy nie ander vrou oorleef het al 42 jaar, sy sal my doodmaak. So ek het nie daai probleem nie, maar kom ek sê vir jou, sê nou maar, dan kom ek by die huis, en ek het nou net bietjie daar by die sekretaresse gesels en my hart uitgepraat, en ag, ek kan nie eintlik met my vrou praat, en my vrou, jy juk man, jy juk op steroids. Dan kom ek by die huis, en ek my hart uitgepraat, ek voel nou baie beter, dan kom druk ek my vrou druk my met liefde, en dan toch, weet jy wat, she doesn't know. Dis die manier van die vyand, dat ek gaan na 'n punt toe kom. Hier is nou 'n mooi ding, is julle reg? Adam, by die boom van besluite, bring die sonde. Jesus, by die middelste boom, bring lewe. Sien, Adam, die mens, they brought death. Jesus brings life. Luister, ek wil na punt, ek wil by die tafel kom nog vandag. Hierdie gaan ons bless. En weet jy wat, ek gaan hierdie tafel vandag stream hoor. Dis mense wat dit nodig het. Hoor hierso, kom jy agter dat dit was by die boom van goed en kwaad waar sonde begin het. Die boom van keuse. Dit was ook die eerste boom wat vrugte gedra het. Dis reg baie, it was the first fruit. Ag, heerlikheid. Nee, tannie Rolie sê tog het amen. Die eerste boom se first fruit. Ek gaan dit praat met ons 'n bietjie dieper kan dink. That is why your first fruit never belongs to you. Daar sê Chini, daar sê, dat ons nie sleg voel nie, omdat ons saaiers is nie. Your first fruit is never yours. As he stole of the first fruit. En ons dink dis so right as ons dit doen. Hy sal verstaan. The first fruit. Wat prys die Here? Prys die Here. Hoor wat sê die Bybel? Daar is 'n boom with the first fruit. Hoor wat sê 1 Korintiërs 15 vers 20. But now Christ is risen from the dead and he has become the first fruit of heaven to those who have fallen asleep. Yes, see. Ja. So the first fruit, kyk vir my, was stolen by the first Adam. Jesus became the first fruit op die tweede boom. He's the first fruit. My eersgeborene. Hoor hierso, wat ek klaar maak, hierdie moet jy hoor. En dan is dit interessant, dat van die boom van die lewe word daar nooit weer gepraat nie. Kyk vir my, sê hy nie Johannes 3 vers 16, wat so lief het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun, sodat
Elkeen wie in hom, is dit nie 'n keuse nie? The choice by the first tree, first fruit. The choice by the second tree, die kruis kom uit die boom uit. Jesus Christ, choice. Hier is dit nou. Die derde boom, waarvan ek wil praat, en ek is klaar. Dan gaan ek gou hier na hierdie toe, is die boom van lewe. Hoekom word nooit weer oor gepraat nie? Hy word wel van oor gepraat. Ek wil het gou vir jou lees, dat ek dit gou reg kry waar het is. Openbaring 22, en in die tuin, in die hemel, is daar 'n boom. Die boom van die lewe. Ag, kan iemand amen sê? Die boom van die lewe. Kan iemand dit die Here prys? Halleluja! Die boom van die lewe. En hy sê, daai boom het 12 maande, 'n jaar vrug. Die boom van die lewe. Jesus Christus. Come on, ouens. Hoor mooi. Kyk gou na hierdie tafel. Ek wil iets vir jou sê. Tussen die sondeval, die eerste boom van keuses, tot by hierdie boom, 4000 jaar. 4000 jaar. Dan wil ek jou skok. Kan ek jou maar gou skok? 4000 jaar vir 6 ure. 4000 jaar werk God aan 'n saligheidsplan vir 6 ure. En jy gaan nie vir my vandag kon wins. 4000 jaar se gruwelike dinge vir 6 ure se perfeksie. Kyk vir my. Hierdie moet jy nie mis nie. Mis die trein môre, hoor. Moenie hierdie mis nie. Hoor gou baie mooi. Kan jy dink as Jesus hierdie afspraak gemis het? Na 4000 jaar. Ja, nou oud is jy nou? Hoeveel jonk is jy? 64. Jy is ook ouer as die Neil, né? Nou, ons is toch jonk, Jan. Ons ry nog motorfiets, hoor. Kan ek jou gou iets leer, of iets sê? Vir 64 jaar het God jou voorberei vir hierdie oggend. En dan sit mense by die huis. How stupid can you get your numbnut? How stupid can you get? Maar Jesus dag op. Hy dag op. Vir 62 jaar berei die Here my voor. Dis nou 26 minute oor 10 vir hierdie oomblik. En ek is hier. Sit jy op jouself. Hoe oud is Siekie? Aiden? Jy's 10, hè? Ga jy my nooit na jou verjaarsdag toe? Dankie. Kom hier so, Aiden. Kom jy so, kon jy op die TV sit, kom. Ag, kom jy ook, maar laat hy kom. Kom seentjie. Kom. Staan hier so. Kom op die sak loop, my skat. Smaai vir die kamera. Waai vir die mense. Kom hier so jy, kom hier. Hoe oud is hy? 5. Kyk aan na die kamera. Daar by die telefoon, waai vir die mense. Waai, wys hulle jou skoene. Wys hulle, lig het op. Daar is hy, kyk gou so. Vir 10 jaar berei God hom voor vir die oggend. Amen. 5 jaar vir die oggend. Julle kan maar gaan. 60 jaar. 28 jaar. 58 jaar. En Willem, 27, sorry? Jo, is oud jong. 71 jaar. Jesus waited patiently for 4,000 years. En die nagmaal is nie meer belangrik nie. Die nagmaal is nie meer belangrik nie.
Dan wil ek sê, wat ek in die begin gesê het, vir baie, is hier nie genoeg nie. It's not enough. It's not enough. The smokers will smoke, and the drinkers will drink, and the whoremongers will look porn, and the others will steal from God every month, and it's fine with them. They will carry on. It does not change. If it did not change you, it was not good enough. En hierdie goed wat ek genoem het, hou vas hoor, het ek alles gedoen, so ek weet dat God jou kan verlos. Ek weet dat God jou kan verlos. Ek weet wat het is, om al hierdie goed te doen. Daar is my vrou, dat sy met my getrouwd is, 'n godswonderwerk. Want ek het haar, ek wou eendag steek met 'n mes. Sope was ek. And she still loved me. Hoekom sê ek dit vanmôre? Wat ek klaar maak. Ons dien God op 'n mok getroffe manier. Dit is Sondag by the way. Dit is Sondag by the way. Waar is daai kind met sy 26 dysfunctions? Waarvan Shambach gepraat het. Dan God vir 'n ma wat hom stikkend kerk toe bring. Genade. Man, gooi 'n serp om jou nek, trek 2 baadjies aan, 2 broeke. Maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Maak dit nie moeite werd. Ek eer God, my kinders het nooit gehoor hoe lekker was kerk nie. Hulle was saam in die kerk. En ek dink aan 4000 jaar oor een sonde, Jan. Maar jy sien 'n vlammetjie, steek 'n berg aan die brand. 4 steek 4 aan die brand. En wie jy kyk na hierdie tafel, en nog 'n manifestasie wat ek ooit gedoen het ek ooit geweet wat om te doen. Want elkeen het sy eie onderwerp. Hier is die basis. Maar ek wil hê dat julle sal kyk vanmôre. Terwyl ek op die Here wag. Onthou julle vir daai droom wat ek vertel wat ek gehad het, waar ek mos die vision gehad het, waar ek in 'n plek van bedompigheid en mos en goed was, en ek het bloed geruik het en die vleis gesien het, en toe ruik die Here my weg, toe kyk ek af, toe sien ek 'n man, dit was Jesus, van bo af, vas aan die geesepaal, en hoor hom slaan met die kats, 39 ou, 39 beteken waarheid, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak, julle sal Jesus ken, en Jesus sal julle vry maak, en hoe julle ken mos daai ding, en hoe ek die bloed geruik het, en die muffigheid, en die kreun, en die sweet, en daai goed, ek het dit gesien so goed as wat ek julle sien, julle ken al daai storie. Maar na 4000 jaar, after God spoke to the serpent, toe gebeur hierdie. Pastor Freddy praat vanmôre oor, toe Jesus die profesie aktiveer. Daai profesie van Genesis 3. Toe Jesus die aktiveer hom. Het is asof Dirk vir sy seun sê, oor 4000 jaar gaan dit gebeur. Carlos, hy vir jou sê, volgende maand hierdie tyd, gaan dit gebeur. Hierna 2 weke gaan jy hoop uit vergeet. 4000 jaar, maak Jesus, Sonja die eerste keer sy mond oop, en hy sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker my verbygaan. Maar nie my wil nie. U wil. En jy weet, ek heb maar die goedjies hier neergeskryf. Hy dra sy kruis wat by die 150 pond was, sy saam een was, hy was so dink 60 pond, of julle ken daai storie al. En hy val, en Simon uit die veld uit dra die kruis, en Jesus draai om, en hy sê, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle, en Simon is so ver agter hom, en hy is in die bloedspoor van Jesus.
Want Jesus sê, jy moet jou kruis opneem en my volg. My Bybel sê, hy is gebore in Bethlehem. Bethlehem beteken die plek van brood. Weet julle dat hy is die vloekbreker? Wie glo dit? En die oomblik toe hulle Jesus breek. Toe hulle Jesus breek, dis is so. Toe hulle hom breek. They crushed him, hulle het hom gebreek. Verstaan jy, hulle het nie mooi nog gewerk nie, hulle het hom gebreek. Hulle breek hom, en hulle hou aanbreek, en sat hom 39 keer, en hulle ruk hom oop, dat jy sy organe van agter in sy rug kon sien, jy kon sy longe sien, soos iemand wat nie 'n rugvel het nie, slaat hulle hom, en hulle breek hom. Daar kom goeie so. Daai drank, duiwel wat jy vasgehad het, breek hom. Toe kom Jesus. En hy breek daai gees van verslaafdheid. Kom, hy breek hom. Sien nie was daar tyd wat jy gelieg het. Kom. Dis 'n brood, breek hom. Sien jy bly, hy het dit gebreek nie. Halleluja. Wie van julle in hierdie plek, vanmôre hier, wat sê, Here, ek het 'n ding wat nodig het om te breek. Is daar iemand? Kom. Dit is met die ander loaf. Is daar nie nog so groot loaf, gewone loaf nie? Sê. Kom daai kant. Is daar niemand anders te nie? Sê, Here, ek het nodig en die ding moet breek in my lewe. Here, ek bly. Kom ons deel so die brood, kom ons deel sulke stukke. Kom. As jy ding nie breek nie, Here, as hy nie vanoggend breek nie, Here, gaan hy my breek. Ek gaan maar so aan daar so, Martie. Kom julle, breek hom. Daar sê, Barend, breek het, julle, breek het. Sal nog iemand kom, breek het. As jy voor is, kyk uit en sê, Here, is die brood van die lewe, wat vir my gebreek was. Kom. Kom gou so, Brigitte. Hoe is daai hartding van jou nou? Wat is dit wat jy geplaat onlangs? Dat het die dokter gesê dat het verskriklike stres en goed wat ek het. Breek het. Halleluja. Breek hom. Sê Jaco. Breek hom my chan. Kom, is daar nog iemand? Kom Karl. Was jy hier so? Kom. Breek hom. Halleluja. Kom Tessie. Halleluja. Jesus. Breek hom baie. Halleluja. Prys die Here. Glory to God. Here, elke vloek, hy is die vloekbreker. Kan ons amen kry? Amen. Hy is die vloekbreker. Ok, sê gou vir my, wie staan hierdie plek, wat 'n besigheid, ek weet of dit besighede goed is of werk, en dit gaan nou nie soos wat jy wil hê dit moet gaan nie. Kom, breek die goed, daai hindering goeders, kom breek het, en onthou net, alles hierdie goed is onderworpe aan goed wat ons moet reg doen, hè? Is ek reg of verkeerd? Amen. Daar sy. Kom. Lyk by ons is 'n paar wat hierdie boldness het. Hierdie boldness het sê, Here, ons gaan nie, we're not going to accept this. We are not going to accept this. Hallelujah. We are not going to accept this. Prys die Here. Laat dit breek hom.
Hulle breek hom. Hulle breek hom. Halleluja. Loof die Here. Loof die Here. Loof die Here. O, prys die Here. Kom aan ouens. Is daar enige boldness in hierdie plek? Ek soek gou so 3 of 4 mense van elke kant. Kom staan gou hier. Ek wil julle met iets hoor. Kom gou vandag. Ja, iemand aan die kant. Kom hoor gou hierso. Ag, ons kan meer kom. Kom hoor gou hierso. Kom. Sonja, julle moet hierdie kom hoor. Kom hoor gou. Lorraine, kom hoor hierso. Kom hoor hierso. Moenie waar staan vir die kamera, maak nie saakie. Kom hoor gou hierso. Weet jy dat die Bybel sê, hy is volgens die Romeinse wet en maniere, formuliere is hy gekruisig. Nou wat hulle gedoen, hulle gepraat van die dubbel S, die S. Met ander woorde, wat hulle gedoen het was, hulle slaan jou in die kruis vas so daar. Dan slaan hulle jou vas. Dan trek hulle jou oor so ver as wat jy kan. Dan slaan jy daar vas. En dan werk hulle jou af onder, dan slaan hulle die voet, dan slaan hulle vas so. Met ander woorde, dit gee vir jou minimale grasie. As jy opgaan, dan wil hy spiere skeer. As jy afgaan, dan wil hy skeer. Die Bybel sê, dit was nie menslik moontlik nie, dat geen een van sy beendere sou gebreek word nie. Maar jy kon hoor, kraak sy bene, maar dit breek nie. Dit moes breek. Die wet sê dat het so geklink. Terwyl hulle hom trek. 'n Profet sing. Die ou kruis, ek hoor hom kraak. Maar Jesus breek nie. Hy breek nie. Want hy is die first fruit. En hierdie is vir my so groot. Dat terwyl hy die hout kraak en hy kraak, maak hy het geen meer reg oor nie. Sy longe. En hy roep, Vader, waarom het U my verlaat? En hulle stop nie. Ek wil hier met die bly. Mag jy vir Sonja kom hier in hierdie kant toe. Maak my so klein paadjie. Ek wil daai mense moet ook sien na agter. Weet jy wat is erg? En die bloedspat. En iemand sê, wie is hy? Hulle sê, hy is die roos van Saron. Amen. Hy is die roos van Saron. En hulle breek hom. Hulle hou aanbreek. Dit is die roos van Saron. Ek doen hierdie manifestasie heel anders as wat ek gewoonlik doen. Lorraine, kom breek hom. Kom breek hierdie roos. Kom. Kyk hier so. Hulle breek hom. En iemand anders te skree. Het julle geweet? Hy is nie net die roos van Saron nie. Iemand sê, hy is die lelie van die dale. Hulle breek die lelie. Hulle breek hom.
Terwyl hulle breek, hoor jy? Jy sê, Pastor Galvin, hoekom so erg, hier is niks. Hier is niks. Pastor, ek kan nie verlos raak van hierdie ding. Wie sê so, kykie? En die bloed spat. En hulle hou aan hom slaan. Hulle hou aan hom slaan. Ek vra dat ons alles mense sal staan, asseblief om te kyk. En hier sit, hulle tap hom leeg. Hulle tap hom leeg, sodat jy nie weer met die glas hoef te staan nie. Weet jy wat is erg? Weet jy wat sê Jesaja erkies? Hy het geen gestalte gehad. Hy het ons so misvorm. Hy het ons so misvorm. En weet jy wat gebeur? Sy bene breek nie. En 'n Romeinse soldaat kom. En hy steek 'n spies, kyk hier die water, kyk julle sien daar agter. Hy's ligter, bloed gemeng met water. Wie vir julle ervaar die Here is in hierdie plek. Ek gaan 'n ding doen. Ek gaan 'n ding doen. Nie waar in die hele skoonmaak is die maklikste gedeelte. Staan net my so 'n bietjie terug almal. Maar moenie terug gaan na jou stoel toe. Ek wil jy almal moet hierdie sien. Kan julle sien daar? Julle moet hierdie sien. Ertjies gaan eers by daai kant. Kyk gou hierso. Kyk gou hierso. Ertjies is so vir die kamera af. Sorry man. En almal los hom. Sy kerk, sy disippels, niemand daar nie. En daar kom een man. Een man. Ertjies is 'n manifestasie toe, saam met daar aan die gang. Daar kom een man. Hy het ook maar net kerk toe gekom, so nou en dan. Die Bybel sê hy was nie deel van hulle nie. Hy was maar hy was nie deel van hulle nie. Josef van Arimatea. En hy stap uit en niks uit. Gaan hy daar? En hy sê, meneer Pilatus. Okay. Hy sê, meneer Pilatus. Kan ek jou vra? Mag ek die stikker in Jesus kry? En hy sê, kan hom vat. Ertjies van hy kant. En hy kom, en hy maak so. En hy kom, en hy maak so. En hy rol hom. En hy sê, julle hom nie soek nie. Geef vir my die dooie Jesus. En weet jy wat? Sy bloedbevlek die kleed sit hom neer. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Sorry, maar ek wil iets sê vanmôre. As jy hom nie soek nie, dan soek ek hom. Ek soek hom. Want wat hy vir my gedoen het, was genoeg. En die kerk is so besig met ander goeders. Maar ek soek Jesus. Ek soek hom. Ek wil sê, Here, vergeef my die kere wat ek nie gebid het nie. Wat ek nie gevas het nie. Die kere, Here, wat ek gedink het, ek doen nie goeds. Vanmôre kom ek en sê, Here, ek soek nie. Dankie.
dat wat hy gedoen het, vir my genoeg was. En al wat oorbly, sal wat oorbly. Kyk hier so. He paid it all. He paid it all. En ons is laat nie, né? Maar vanmôre, as die nagmaal goed, of vanmôre wil ek van hierdie nagmaal eet. Wat hy vir my gedoen het, was genoeg. En van hierdie dag af, gaan ek meer gedetermineerd wees. Ek gaan meer die waarheid preek. Ek sal nie afgesit word nie. Ek sal dat niemand my keer nie. Kees, jy kan maar daar afsit. Ons groet ons luisteraars. By ander kere wanneer ons hierdie tafel het,